Terwyl ek hierdie nuus kyk, sien ek dat mense oral oor die wêreld iemand het. Die Russe het vir Putin, die Amerikaners het vir Trump, die Franse het vir Macron en natuurlik het die Oekraïners vir Zelensky. So kan jy aangaan. Maar die vraag is, vriende, wat het ons as Christene? Wie het op? Wat het ons as Christene? En baie keer dink ek, ons het miskien net 'n droom, of dalk net 'n idee, of dalk net 'n emosie. Baie keer word Jeremia 29 vers 11 aan die wêreld voorgehou as die evangelie. Nou, ek ken Jeremia 29 vers 11 nie. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. En ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. So, dit is 'n baie bekende versie en ek ken dit baie goed. Nou die droom in Jeremia wat aan Christene oor die hele wêreld die hele tyd verkoop word, is uit die aard van die saak 'n droom van welvaart en voorspoed. 'n Droom van 'n toekoms wat verseker is. Nou so 'n droom en so 'n idee, dis 'n kragtige emosie, nê? Dit besweer ons angs, of sal ons nou voorspoedig wees? Sal ons 'n toekoms hê of nie? Die boodskap is eenvoudig. Ons moet maar net die geloof hou en alles sal goed wees en alles sal vir ons goed uitwerk. Nou hierdie gevoel of hierdie emosie, hierdie idee van welstand en voorspoed is ongelooflik waardevol in 2026. Nee, dis ons goeie nuus. Dis ons evangelie. Maar ons moet versigtig wees, vriende, want ongelukkig is hierdie visioen of hierdie idee is nie heeltemal wat dit voorgee om te wees nie. Ek dink nie ons kan dit sien soos die wêreld dit sien nie, dat dit nou ons goeie nuus is nie. Die profesie wat Jeremia in gedagte het, sal eers oor 70 jaar vervul word na die ballingskap, nê? En dit het baie voorwaardes, soos om die Here alleen te dien, om met jou hele hart en met jou hele siel die Here te volg, om na die Here te luister, mense wat hulle totaal na die Here toe bekeer. So as ons hierdie dan op sigwaarde neem, dan is dit baie anders as wat die wêreld daarvan wil maak, want dit is asof die wêreld daarvan 'n goedkoop advertensie wil maak. Dit is asof die wêreld wil sê, dis wat Christen wees beteken, word 'n kind van die Here, want kyk na Jeremia 29 vers 11, dit sal net met julle goed gaan. Dit, vriende, in 2026 lyk vir my partykeer na advertensie, goedkoop propaganda miskien, is 'n sterk woord om te gebruik, maar vir mense, om vir mense dit te voor te hou, wat nie weet wat hier aangaan nie, wat nie van beter weet nie, is baie gevaarlik. Want hierdie profesie is baie dieper, en dit het baie meer om die lyf as nie die een versie. Ek gaan lees maar die hele gedeelte van 28 tot 30. So, om dit voor te hou, is ek dink nie goed vir Christene nie goed vir die wêreld nie goed vir die koninkryk van God nie. Die ware goeie nuus, vriende, is Jesus Christus. Die wêreld het allerhande leiers en magtige mense, maar ons het vir Jesus Christus. En dit moet ons nooit vergeet nie. Jesus Christus, God met ons, is deur die Vader gestuur om wêreld toe te kom, om vir ons te kom sterf, om ons te kom red, om vir ons die ewige lewe te gee. Jesus is die brood van die lewe, die water van die lewe. Hy is ons goeie herder. Hy is die nuwe Adam wat vir ons nuwe lewe bring. En hy is die een wat ons in Matteus 11 vers 25 oproep en sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ons kan nie Jesus verruil vir 'n gevoel of 'n idee of 'n droom van welvaart en geld en sulke goeders nie, vriende. Jesus is die goeie nuus. Nie die welvaart nie,
Jesus is die een wat vir jou aan die kruis gesterf het. Jesus is die een wat wil hê dat jy hom moet persoonlik ken, dat jy hom persoonlik moet volg. Jesus is ons rykdom. Daarom, vriende, volg vir Jesus. Dis baie keer of ons die Here Jesus miskyk. Ons sien hom nie raak nie, ons sien ander goeters raak, ons sien, dis asof ons half emosies najaag, nê? Ons jaag hierdie idees na, hierdie drome, ons jaag nie vir Jesus nie, ons moet hom volg. So, die boodskap is, volg vir Jesus Christus. Sorg dat jy 'n persoonlike verhouding met hom het, en stap die pad saam met hom, en natuurlik het Jesus gesê, neem jou kruis op en volg my. As jy saam met Jesus stap, dan dra jy 'n kruis. Jy's 'n disipel. En in 'n sekere sin is jy 'n slaaf of 'n dienskneg. Maar dis wie ons het. Vriende, die wêreld het vir Trump, vir Zelensky, vir Macron, vir Putin, vir wie ook al. Ons het vir Jesus Christus. Ons Here. Dis ons goeie nuus. Kom ons stap saam met hom. Met hom sal ons alles hê, sal ons niks kort kom nie. Met hom het ons alles wat ons nodig het. Amen. Hemelse Vader, Here, dankie, Jesus Christus, dat U ons verlosser is, ons hoof is, ons broer is, ons Here is. En ons wil U volg met hart en siel, wil ons U volg, en wil ons die pad loop. En al is dit baie keer nie wat ons gedink het nie, en anders as wat ons droom, of die illusies wat ons het, want dit gaan dalk nie altyd maklik wees nie. Amen.